Julle sal agterkom, daar's nou al 'n paar keer vir my in die week gesê, Dirk praat kort, dis vakansie, die mense wil strand toe. So hier's 'n paar manne hierso wat met mekaar afgespreek het, en ek kyk vir julle in die oë, julle weet wie julle is. Hulle gaan so na 15 minute gaan die eerste ou begin hoes. Op 17 minute na begin het gaan die tweede ou begin hoes. En dan so aan en aan en aan en aan. So, julle moet hulle vergewe, hulle weet nie wat hulle doen nie. Kan iemand daai hekke oopsluit daar agter dat hierdie ou. Is my lekker om hier te wees. Ek was verlede week in Johannesburg. 'n Mens hoort nie daar nie. Dink nie julle verstaan nie, maar dit is baie lekker om hier te wees, baie lekker. Ek sien baie bekende gesigte wat terug is van oorsee af. Jesus, Kasper, is lekker om jou te sien. Baas, is lekker om vir jou te sien. Ernst Kitte is terug ook. Hulle is nie hier nie, maar die soveel mense wat in Amerika werk, wat terug is, en ons is dankbaar julle is veilig. Ons is dankbaar dat ons kinders van universiteite af hier is, en dat hulle terug is by die huis. Ons is so dankbaar daarvoor. Anna, is lekker om jou te sien. Yes. Ek weet nie, die van Vredens het 'n manier om my hart te ontstaan. Amen. Ja. Ek is dankbaar. Nou ja. Ekskuus, vergewe my bors, my longe, ek rookie, maar dis iets. Ek lees so rukkie terug 'n storie, 'n verhore storie van 'n klein dorpie ergens in die wêreld. Ek kan nou nie onthou waar dit was nie, julle moet my vergewe, ek het vooruit gespeel. So ek kan nie onthou waar dit was nie, maar daar tref 'n storm hierdie dorpie. 'n Tornado of 'n ding tref hierdie dorpie en dakke waai weg. En bome val op huise. En die krag gaan af. Vir dae gaan die krag af. So die mense is in donkerte gehul. Hulle kan nie kos maak nie. Hulle kan nie hulle selfone charge nie. Hulle kan nie binnelanders kyk in die aande, soos wat ek doen nie. So, hulle is heeltemal buite hulle comfort zone. Maar aan die onderkant van hierdie dorpie bly daar 'n tannie, met die naam van Heather. Nou Heather het so 4 maande, 5 maande voor die storm, het sy al werk verloor, so sy's werkloos. En die baljuur het haar kar ook kom haal. En 2 weke terug voor die storm, is haar seun opgeneem in die hospitaal met 'n erge siekte. So, dis asof die storm hierdie tannie getref het nog voor die fisiese storm daar is. Maar sy het iets in haar huis wat nie een van die mense in daai dorpie het nie. Sy het by haar oorlede pa, het sy 'n kragopwekker geërf, 'n generator. En dis al wat hierdie ou tannie het. Dis al wat sy geërf het van haar pa. En sy is die enigste een in daardie dorpie wat dit het. So in die aande, as die hele dorp in donkerte gehul is, dan het hierdie tannie hierdie kragopwekker aangesit. En dan het sy krag. Dan is daar lig wat uit haar huis uitkom. En die res van die dorpie is in donkerte. So wat gebeur? Almal kom na hierdie tannie toe. Almal kom put krag by haar, kom kry krag by haar. Hulle kan water kook by haar. Hulle kan 'n bietjie warm kry. Hulle kan hulle selfone kom charge. Ek dink nie hulle kyk binnelanders daar waar dit is nie. Hulle kyk seker Bold and Beautiful. Days of Our Lives. Iets in daai. So hulle kom na haar toe. Haar huis het vir hulle 'n toevlug geword. Want daar's krag in haar huis. Ons reeks waarmee ons besig is Jesaja 9. En Jesaja het met die wêreld gepraat in daai tyd waarvan die ligte uitgegaan het. Heeltemal totaal en al. Angs is oral. Oral is mense wat bang is oor wat rondom hulle gebeur. Families is opgebreek, nasies is in konflik in Jesaja se tyd. Hulle het vrees vir die toekoms.
Daar's geestelike verwarring en mense voel kragteloos. Is dit nie wat in ons tyd vandag gebeur? Jesaja praat met die mense in daai tyd, maar ek is seker, as jy met jouself moet eerlik wees, en moet dink oor ons omstandighede, en oor ons toestande vandag. Hoe voel jy vandag hier aan die einde van die jaar? Voel jy moeg? Kragteloos? Voel jy verward? Dis soos dit vandag in ons lewe en in ons wêreld ook is. Maar Jesaja kom en hy kondig dit aan. Te midde van hierdie verwarring kondig hy aan: vir ons is 'n seun gebore. Aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Maak dit jou opgewonde om die woord te hoor vandag. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou, reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor sal al die onverdeelde trou van die Here die Almagtige sorg. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Ek wil vandag met ons praat. Renier het verlede week gepraat oor wonderbare raadsman, wonderbare. Ek wil met ons praat oor die tweede gedeelte, oor sterke God. Sterke God, is hy nog vir jou sterk? Is God vir jou 'n realiteit? Is Jesus vir jou 'n realiteit? Is hy jou sterke God? Ek het daar in die sitkamer gesê, ek moet nou so 'n bietjie soos Renier in my Engelse pastoor ook klink, ek het so Hebreëus en Grieks moet 'n ou maar so nou en dan 'n bietjie ingooi. Die Hebreëse woord vir sterke God is El Gibor. El Gibor is die Hebreëse woord vir sterke God. El wat beteken God en Gibor wat beteken sterk, magtig, held en vegter. Dis wie hy is. Hy's 'n God wat sterk is, wat magtig is, wat 'n held is en wat 'n vegter is. Sal jy ophou hoes? So, in die Ou Testament, jy moet my goed. Jo. Dit is nie 'n goeie teken. In die Ou Testament word hierdie naam El Gibor gebruik om God se krag te beskryf as 'n magtige kryger wat beklei vir sy mense. Dis wie Jesus is. Hy's 'n magtige kryger wat kom beklei vir sy mense. Kom ons kyk so 'n bietjie na sterke God. Sterke God in sy wese as God, maar ook in sy wese as mens. Jesaja kondig aan dat Jesus hy verklaar hom as kind wat gebore gaan word, maar ook as God. Jesus is nie net 'n boodskapper van God. Hy's God se krag toegedraai in vleis, in been, in vel. Jesus het kind geword. Hy het mens geword volgens Johannes 1 vers 1. In die begin was die woord en die woord was God en die woord was God. So Jesus het nie net gekom as mens, hy het gekom as God se krag toegedraai. Vleis, been, vel. En hy het onder ons kom woon. So ons kan vir Jesus vertrou in die feit dat hy mens geword het. Dat hy ons nood ken. Dat hy ons swakhede ken. Dat hy ons trane ken. Dat hy ons behoeftes ken. Hy verstaan ons trane. Maar hy het die mag en krag om storms te kalmeer. Onthou die disippels op die boot?
Jesus het gelê en slaap en daar was 'n storm. Jesus was kalm en rustig uitgeslaap, want hy is die God van die storms. Hy kan die natuurelemente beheer. Vertrou jy vandag vir God, om sy krag in jou te laat werk, in jou behoeftes, in jou swaar kry, in jou trane, in jou lyding. Vertrou jy vir hom, want hy het mens geword, maar hy was ook God. Laat hom toe om jou situasie te beheer. Laat hom toe om jou bekommernisse te beheer. Laat hom toe om jou trane af te droog, want hy ken dit, hy weet dit, hy verstaan dit, want hy was mens, maar hy was God wat dit kan beheer. Die tweede punt, sterke God in sy mag om te red. Hy is El Gibor. Hy beklei die bekleie wat ons nie kan beklei nie. Daai angs wat ons het, wat ons nie weet hoe om van dit ontslae te raak nie, daai verslawing wat ek het, wat ek nie van kan ontslae raak nie, daai verhouding wat ek sukkel met iemand, hy beklei daai beklei namens jou. Hy is 'n vegter. He's a hero fighter for his people. Glo jy dit? Daai skaamte wat jy het. Here, ek weet nie. Hy het die mag om jou te red daai. Dis wie hy is. Hy's 'n sterke God, El Gibor. Jesus moedig nie net aan nie, maar hy gee die oorwinning. He is mighty to save. Amen. He's mighty to save. Moenie alleen vroeg en alleen sukkel met dit wat jou lewe omvergooi. He's mighty to save. Jy kan dit nie uit jou eie uitdoen nie. He's mighty to save. He's mighty to save. He's God. He's El Gibor. Sterke God. Hy is in beheer. Daar's geen sonde wat te sterk is nie. Geen verslawing wat te diep is nie, en geen verlede wat te donker is vir hom om jou te red nie. Hy's El Gibor. He is mighty to save. Sterke God in sy teenwoordigheid met ons. 'n sterk God wat ver weg is, beteken absoluut niks. Absoluut niks. Ek en Henny in die span is daar in Indië, ek het al vir julle vertel, en ons busbestuurder is 'n ouetjie wat Boeddha aanbid. En Henny vra van, waar is Boeddha? Hy sê nee, hy lê daar ergens in 'n graf, hy weet nie waar hy is. En die getuienis wat Henny met hom deel, oor my God leef, hy het die dood oorwin, hy het opgestaan. Maar hy het meer as net opgestaan, hy lewe binne in my. Daar's 'n woord vir dit. Immanuel. God met my. Dis wie hy is. Hierdie sterke God is nie net El Gibor nie. Hy's Immanuel. God met my. Amen. Vir altyd. Hy beloof in sy woord, daar's niks wat jy uit my hand uit kan ruk. Niks. Daar's niks wat jy kan doen, wat my liefde vir jou kan skei. El Gibor is Immanuel. God met my. As jy uit krag uitloop, begin hy sy krag in jou wys. Want hy's by jou. Hy's binne in jou. Jy's nooit alleen nie. Jy het altyd toegang tot sy goddelike krag. Sy teenwoordigheid in ons. Here, dis al wat ons verlang, is u teenwoordigheid. Amen. U teenwoordigheid. By my, met my en binne in my. Binne in my. As ek swak is u sterk. Dankie, Here. Sterke God in sy mag om te onderhou. My God red nie net nie. Hy onderhou ook. Jesaja 40 vers 29, hy gee die vermoeides krag, hy versterk
die wat nie meer kan nie. Hy gee die vermoeides krag. Hy red nie net nie, hy onderhou. Amen. Hy onderhou. En die bekendste van hulle is Filippense 4 vers 13. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Amen. Ek is tot alles in staat. Voel jy afgemat? Voel jy moeg? Sukkel jy met verhoudings? Is jy in 'n depressie? Is jy verslaaf aan iets? Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Is hy jou El Gibor? Is hy jou Immanuel? Want jy sien jou uithou vermoë kom nie uit jou eie krag uit nie, maar van Christus alleen. Net van hom af. Ervaar sy grootheid, sy goedheid en sy genade net vir jou. Net vir jou. En ek maak klaar voor jy begin hoes. Sterke God in sy laaste oorwinning. Hy het die laaste oorwinning. Amen. Hy sal terugkeer as koning. Amen. 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 Elke knie sal buig en elke tong sal erken. Amen. Yes. Amen. Elke gebreekte ding in verhouding sal herstel word. Amen. 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 Elke ongeregtigheid sal beantwoord word. Amen. Amen. En elke traan sal afgedroog word. Amen. Hy het die laaste oorwinning. Daar is niemand soos hy. My God het opgestaan. Hy leef. Sy naam is El Gibor. Sy naam is Immanuel. Daar's 'n liedjie opgeneem oor El Gibor. Kan jy hom vir ons speel asseblief? Mighty God, the Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. Lift up your heads, O gates, let the King of glory come in. The earth trembles, chains begin to fall. Fire of deliverance move through the land. Let every gate open, let every heart stand. What you have blessed, no curse can bind. The blood of the Lamb has spoken for mankind. All voices sing, be free. The heavens thunder, be free. The mountains bow. I am free by your word. I am clean by your blood. The prison is empty, the door stands open. No shame remains, no fear survives.
So, ek weet nie waar jy op hierdie oomblik is in jou lewe nie. Hier op die einde van die jaar, is jy moeg, is jy afgemat, het jy bekommernis waar jy nou sit oor Kersfees wat kom, dat jy dalk nie iets het nie. Dat jy nie 1% gaan kry nie, of dat jy nie vir iemand 1% kan gee. Sukkel jy met verhoudings? Sukkel jy met verslawings? Waarmee sukkel jy op die oomblik? Is jy moeg, is jy bekommerd? Vir ons is 'n seun gegee. Vir ons is 'n seun gebore. El Gibor, sterke God. Hy wil jou help. Hy wil vir jou die geveg beklei. Want dis sy wese. Dis wie hy is. Hy's 'n sterke God. Moenie gaan krag soek en gaan hulp soek by die wêreld. Moenie gaan krag en gaan hulp soek by die wêreld. As jy vandag op 'n plek is waar dit met jou goed gaan, is ek baie dankbaar. As jy op 'n plek is waar jy gesond is en wat jy niks tekort het nie, is ek vir jou dankbaar. Maar dis nie uit jouself uit nie. Dis die Here wat dit vir jou gee. Dit kom van die sterke God af, die El Gibor, die Immanuel, God in my. Dis hy wat jou dit toelaat. Wil jy nie vir hom dankie sê? Wil jy nie vir hom die eer en die aanbidding en die lof gee nie? Want hy alleen is dit waar. Hy alleen is dit waar. Hy alleen is dit waar. Here, ek wil U al die eer bring. Ek wil U al die lof, al die aanbidding. Because you are worthy. You are worthy of it all. There's no one like you. Lord, we bring you all the praise, all the honor, and all the glory. As ek sug, Here, is dit nie uit mismoedigheid nie. Dis omdat ek sug van dankbaarheid. Dankie, Here, dat U my eerste liefgehad het, dat U in my lewe is. Dankie vir 'n verhouding met U. Lord, I love you. I love you. Want U het my eerste liefgehad. Ek wil bid vir elkeen wat in hierdie sitplekke sit vanoggend. Vou hulle toe met U teenwoordigheid, met U liefde. Heilige Gees, binne in elkeen van ons, sterke God, binne in my, gebruik my, Here, dat ek U vrede ervaar in my hart en in my binneste. Here, as U ons terugbring volgende week hiernatoe, wil ek bid vir veiligheid. Wil ek bid vir vrede. Wil ek bid vir Renier en Meonie en die kids, dat hulle veilig sal terugkom huis. Want hierdie is hulle huis. En dit is ons huis. Dankie, Here. Ek wil nie ophou om U vanoggend die eer, die lof en die aanbidding te bring. Dankie. Dankie, Here. Dankie, Here. Soos julle so sit, kan julle julle hande uitsteek na my toe, ek na Here. En die Here seën julle deur julle hart en julle gees te vernuwe. En deur julle standvastig te maak in wie hy is en wat hy doen as sterke God. In die naam van Jesus bid ek. Amen. Amen. Amen.